Hallo julle. Maar, of het is al middag, ekskuus. Ons kan nie vrou nie, want ons eet 'n brownie. My vrou daar al klaar geëet, sy's kwaai. So as julle sien net sulke donker stukke op 'n stande, dit is daai brownie. Okay, cool. Ons gaan dit spring. Nie in 'n tyd morsie. Julle is almal al seker reg vir 'n middagetjie. Lekker in lockdown. Week 2 nou. Hoop dit gaan goed met julle almal. So ek wil net vinnig al iets uitgesit het en maar net sommer geshare het. Ek het gedurende die week, ons het die eerste keer het ons gevra as mense hulp nodig het met online goeders of jy weet soos hele setups van begin tot einde en ek het in die week begin om dit vir ons bietjie te bou en te launch, hoe om jou hosting op te sit, hoe om WordPress installation te doen en dit launch vanmiddag 3:00. Okay, so julle sal sien hier in die description is daar so ontdek online met die playlist wat daar so view wat jy kan gaan hom klik. Gaan subscribe op ons YouTube channel as jy wou, sit die bel aan want hulle gaan elke 15 minute gaan die verskillende kom ons sê sessies launch amper. En ek gaan nou so deur die week en deur hierdie volgende 2 weke wat nog oor is van die lockdown, gaan ek elke dag probeer 'n video opsit wat vir julle leer van begin af hoe om 'n website te doen, jou Facebook pages reg op te stel, jou YouTube op te stel, hoe om Facebook marketing te doen. Allerhande sulke lekker goedjies. So ons doen dit met graagte en met liefde vir julle almal. So want dit ja, ek glo ons almal het hierdie skills nodig in hierdie tydperk. En ja, so dis iets wat kan jy nou doen? Jy kan dit nou doen. Daar buite. Okay, dis ek. Yes. Dankie baby. Ja, en jy's gevaarlik met hierdie tipe goeie. So jy kan regtig bietjie om gaan uitcheck daar as jy bietjie meer oor dit wil leer en wil weet. Ag en sommer net 'n vinnige boodskap vanoggend, iets wat vir my gister baie beteken het, is ek volg hierdie vrou Danny Johnson. Ek weet nie of van julle haar ken nie, maar sy is regtig die moeite werd om te gaan volg. So ek volg haar al 'n rukkie en ja, sy het baie wysheid en ek love net haar goed. En ek kyk gister 'n ding wat sy praat oor dat jy weet ons almal het al hierdie baie planne dalk gehad of in jou besigheid of in jou familie of jy het 'n vakansie beplan of jy weet ons maak al hierdie planne en ons het al hierdie goeders en nou gebeur hierdie lockdown ding en ewe skielik kan niks van hierdie planne wat jy gemaak het realiseer nie. So jy het of van 2 keuses. Of jy kan verskriklik geïrriteerd en gefrustreerd en kwaad en hartseer wees en vir almal die hele tyd vergiftig met ek kan nie glo hierdie gebeur nie en een is president en hierdie land van ons en alles en ons kan net op hierdie trein klim van jy kry jouself jammer of jy's net gefrustreerd en jy's kwaad en jy weet nie wat om met al hierdie emosies en frustrasie te doen nie. En dan sit jy al jou fokus en jou aandag op goeders wat regtig nie die moeite werd is nie. Of jy kan vir jouself vra, okay, Positiewe goed. daar's niks wat jy aan hierdie kan doen nie. Dis buite jou beheer. So wat kan jy nou doen? Wat kan jy nou doen op hierdie oomblik? Vergeet die goed wat jy nie kan doen of wat jy nie kan verander nie, maar wat is daai ding wat jy nou kan doen? So in steede daarvan om met jou man of jou vrou hierdie frustrasie op jou kinders uit te haal, gaan eerder na jou binnekamer toe en gaan spandeer tyd saam met die Here en vra vir hom, okay, wat kan ek nou doen? Dalk is jy iemand wat hulle werk verloor het nou, of jy weet jy gaan deur 'n massive ding wat jy regtig nie voorbeplan het nie. Jy kry nou 'n inkomste dalk in nie, of weet van ons goeders in situasies lyk baie anders as almal sin. Ons elkeen sit met ons eie goed. Maar partykeer is dit dalk 'n blessing in disguise. Al lyk en voel dit nie nou so nie, want daai was dalk jou droomwerk of jy weet, maar dalk is dit net wat jy nou in hierdie tyd nodig het. En dalk is hierdie lockdown vir sommige van ons net 'n bietjie 'n time out. Dat jy moet gaan sit in jou binnekamer en gaan vra vir God, wat is daai ding wat jy nou kan doen? Dalk wil jy jou gebruik vir heeltemal iets anders as wat jy gedink het. En dit is immers die belangrikste. En dan hou ek van hierdie skrif wat in die woord staan, wat jy ook, ek moet net nou my skripsie hier reg kyk, want ek het laas Sondag verkeerde skrif by verkeerde woord gesit, so julle moet my maar opcheck. In Spreuke 16 vers 9 staan daar, 'n mens beplan sy koers,
maar die Here bepaal sy bestemming. So ons het al hierdie planne wat ons vir onsself maak, maar op die ou einde van die dag is dit die Here wat bepaal waartoe ons stappe gaan. Nie jy nie, maar God. So, sien hierdie tyd eintlik as 'n blessing en gaan vra vir jouself en gaan sit by die Here se voete en vra vir hom, wat is die ding wat jy nou kan doen? Want ons elkeen het iets wat ons vir mense kan bring en kan gee. En mense het nodig om iets by jou te leer wat net jy het, net daai kennis wat jy het. So wat is daai ding wat jy nou aan ander mense toe kan bring? So, ek wil sommer net aanvul by dit. In die week toe kyk ek nou ding, ek probeer 'n bietjie upskill ook want ons moet bly leer om beter te raak in ons digitale vermoë en vir ons kliënte en mense wat ons dienste voorlewer. En die ou wat op is sê toe daar 'n baie interessante ding. Hy sê one of David's greatest moments was Goliath. And adversity breeds greatness. So hierdie kan dalk 'n Goliath vir jou wees op hierdie oomblik, maar hierdie kan ook 'n tydperk wees van afsondering, soos wat Dawid moes afgesonder het soveel kere in die berge toe hy leer hoe om 'n leeu te verslaan of toe die beer gekom het. Jy weet, in al daai situasies was dit training vir iets wat voorlê. En ek glo die Here maak elkeen van ons op 'n plek reg om iets te gaan doen of kry wat ek wil. Dalk is hierdie tydperk net wat jy moet gebruik om reg te wees vir wat nog kom. Want hierdie situasie kan erger raak, dit kan beter raak, wat ons almal verhoop en bid, maar dit kan erger raak en hierdie is dalk die tyd vir jou nou om te upskill, om beter te raak, om sterker te raak, om slimmer te raak, meer efficient te raak in dit wat jy moet doen. So en dis hoekom ons net gevoel het ook, ons wil van ons skills daar buite uitsit. My vrou het nie genoem nie. Wil jy nie noem van jou 21 dag groep wat jy hardloop? Nee, ek het sommer net op my hart so ruk terug al gevoel huwelike spesifiek en ek wil sommer ek het sommer net gevoel ek gaan so 21 dag challenge en almal doen nou al die challenges. Toe dink ek om dalk 'n love dare challenge te doen vir al die getroude vrouens daar buite, want 'n mens kan nogal, ek weet nie vir die mans of jy, hierdie is net vir die vrouens, ek weet nie, ek gaan nie die ding vir die mans doen nie. Maar ja, net om 'n bietjie ons vrouens te motiveer en te inspireer in hierdie tyd om, jy weet, regtig te bid vir jou huwelik en klein dingetjies wat ons kan doen om weer die dinge, die sprankel en die vuur en die vlam weer terug te sit in jou huwelik in. So ja, as daar nog vrouens daar buite is wat dalk voel hulle wil so ietsie doen, julle is welkom om deel te wees. So jy sal 'n link insit in die descripsie. Ja, so sal die link is. Anders gaan nou what beloved beauty to. Ja, God's beloved, ja. Okay. Sy sal die link insit op 'n aangeval. Yes, ek sal. En dis hoekom ek ook goed gedink het, weet, doen ontdek aanlyn. Ek dreig al so lank om dit te doen. Ek gee dit 100% verniet weg. Daar's niks kostes nie. As jy wil hosting en so en goed doen wat ons geld kos, dan obviously gaan dit kos, maar om die video's te kyk en om die training te kry is absoluut verniet. Jy kan geniet dit, jy weet. Gee my asseblief terugvoer as iets te moeilik is, as weet ons leer ook maar om hierdie oor te gee elke keer. Maar dit is ons iets op die hart vandag. Ons hoop julle het almal 'n pragtige Sondag, 'n lekker week en 'n blessed lockdown. Enjoy. Cheers julle. Bye. Cheers. George. Okay, we love you. Bye.